30 Mei. Ons streef volmaaktheid na. Ons volg Christus in die voetewassing. As ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Johannes 13, vers 14 en 15. Toe die disippels in die boefretrek ingaan, was hulle gegrief. Judas het aan die linkerkant teen Christus ingedruk. Johannes was aan sy regterkant. As daar dan 'n vermaanste plek was Judas vasberade om dit te hê. En daardie plek was na sy mening langs Christus. Daar was nog 'n ander oorsaak vir tweedrag. By die feesmaal was dit gebruiklik dat 'n slaaf die voete van die gaste was. Die waterkruik, die skottel en die handdoek was daar, in gereedheid vir die voete was. Maar daar was geen slaaf nie, en die disippels sou hierdie werk moes doen. Jesus het 'n ruk gewag om te sien wat hulle sou doen. Toe het hy, die goddelike leraar, van die tafel af opgestaan. Hy het sy boekleed uitgetrek sodat dit hom nie kon hinder nie. En toe het hy 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en het begin om die voete van die disippels te was. So het Christus uiting gegee aan sy liefde vir sy disippels. Om hierdie instelling te vier, is om die gebod na te kom. As ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Wat 'n plek om 'n rusie af te maak, om diegene te vergewe wat ons te nagekom het. Dit is die tyd, as iemand iets teen sy broeder het, om dit reg te maak, om elke geskil te besleg. Laat albei mekaar vergewe, laat geen vreemde vuur na die altaar gebring word nie. Laat hulle wat by die nagmaaltafel aansit, geen boosaardigheid of haat koester nie. Waar hierdie instelling reg gevier word die kinders van God in 'n heilige verwantskap gebind om mekaar te help en te seën.